Dankie. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om hier te kan wees in hierdie omstandighede. Dankie dat ons U die lof en die eer gee. En ek bid dat U self die naprediker van U woord sal wees en dat alles sal geskied tot eer van die heilige naam. Amen. U kan die sitplekke neem. Dankie. Vandag trek ons by die 55 van die 56 weke in hierdie jaar. Het julle agtergekom hoe vinnig het hierdie jaar verby gegaan? Net so. So gaan die lewe ook verby. So ek wil eintlik met u praat oor 'n moeilike onderwerp, maar dit is nie eintlik so moeilik nie, dit is maklik. Ek wil vir jou vra, hoe gaan dit met jou vandag, kind van die Here? Jy wat hier sit, hoe gaan dit met jou? Gaan dit goed met jou? Weet jy wie jy in God is? Gaan dit goed met jou? Weet jy wie jy in God is? Lewe jy of bestaan jy? Daar's baie mense wat bestaan, maar hulle lewe nie. Baie mense. Hulle sê omtrent, ek weet nie, 60 of 70 of 80% van al die mense is ongelukkig by hulle werk. Hulle werk maar net om te kan werk. En dit is die tyd waar ons lewe en dit word al hoe erger. En ek wil ook vir julle sê, bestaan jou lewe van 'n werk waarvan jy niks hou nie? Lewe jy van maandelikse salaris tot die volgende maand se salaris en is jy eintlik ongelukkig en jy plak maar 'n glimlag aan en sê dit gaan goed met my, vra jouself af, hoekom is ek hier? Ek voel aan leeg, daar moet iets beter wees. Hoekom is ek hier? Ek voel aan leeg, daar's iets beter, daar moet ergens iets beter wees. As jy so voel, as jy vandag by die regte plek, mense voel so in die tyd waar ons lewe, dan moet iets beter wees, ergens is iets beter, ergens het iets verkeerd gegaan met my lewe, ergens iets verkeerd gegaan met die wêreld. Die wêreld is gejaag na wat toe, na niks toe, na wind toe. En in ons wêreld waar ons vandag lewe, die wêreld sê jou waarde word bepaal deur jou inkomste. Die wêreld sê jou waarde word bepaal deur jou grade wat jy het. En ek het grade, maar dit bepaal nie my inkomste. Dit betaal ook nie my inkomste nie, want ek kry minder as wat my grade is. Net so te loops, net 'n grapie, maar kom ons raak ernstig. Die wêreld sê jou agtergrond. Die wêreld praat van jou voorkoms, hoe lyk ek? Is ek gesond? Die wêreld praat van hoe populêr is jy? En as jy 'n goeie inkomste het en jy het baie grade en jou agtergrond is van sodanig so dat jy ergens 'n skop gekry het van ergens af en dis waar jy is vandag, jou voorkoms, hoe lyk jy? En dan sê hulle jou, hoe belangrik is jy? Hoe populêr is jy onder die mense? Dis wat die wêreld sê. Praat ek die waarheid wat die wêreld sê? Nou, hoekom praat ek by die kerk oor die wêreldse dinge? Nee, ek wil eintlik oor God se dinge praat. Die tema van my woord is, open jou oë. En in Psalm 118 vers 8 lees ons hierdie gedeelte, waar die psalmdigter hierdie woorde sê, hy sê, open my oë, dat ek kan sien die wonders van U wet. Open my oë, sodat ek kan sien die wonders van die wet. En ek wil bid, dat dit ook 'n gebed vir ons sal wees, vir my en vir jou. Ek is die eerste een wat dit bid. En ek sê vanoggend, Here, open my oë, sodat ek kan sien die wonders van die wet. My oë bepaal die wonders van die wet, en hier bepaal hulle van fisiese oë, maar ook geestelike oë. Jy weet, ons het geestelike oë ook, wat in die gees kan sien, hè? Miskien is vandag die dag vir jou, dat hierdie gebed, open my oë, waar word in jou lewe. Ek wil bid as jy die een is wat sukkel en hoe daar is iets beter, daar is iets beter, kind van die Here. En al wat jy dit sal kry by God, soos ons gesing het, God is ons rusplek, God is die plek, God is die een wat jou help. Blindheid is nie net 'n fisiese blind nie, maar is ook 'n geestelike blind. Dit is wanneer jy lewe sonder dat jy werklik sien en verstaan nie wie jy in Christus is nie.
Baie mense verstaan nie wie hulle in Christus is nie en hulle lewe so met geestelike blindheid en so gaan hulle aan. Dis soos mense wat geblinddoek is en rondstrompel en nie weet wat te kant toe en waarheen nie. Blinde mense wat sukkel is soos iemand wat ook dronk is wat stronkel. Ek onthou hulle het nou so ruk by die Vibe aand die kinders geblinddoek en gesê jy moet so loop en so loop. Dis hoe party mense deur die wêreld gaan. En dis hoekom ek daaroor wil praat vanoggend om te sê, kinders van die Here, die Here het vir ons iets beter in stoor. En dit is nie wie jy, nie net wie jy is nie, maar ook wat jy besig is om te word. Elke van ons is hier wie ons is, maar ons is ook besig om iets te word. God is voortdurend besig om ons te verander, want hy is 'n God van verandering en hy wil vir my en vir jou ook verander. Kan ons sê amen daarop? God wil. Ek is seker nou vandag, nee, ek is die tweede oudste hierso. Nee, ek wil nie oor ouderdom praat nie. Maar God verander 'n mens nog elke dag as jy jou oë oopmaak en sien wat so God vir plan vir jou lewe is. Hoe gaan jy dit uitvind? Hoe wil jy uitvind wat is God se plan vir jou lewe? Dis nie net wie jy is nie, soos ek gesê het, maar wat gaan jy word? Wie is jy vandag? God wil nie hê volgende jaar hierdie tyd moet jy dieselfde wees as wat jy vandag is nie. Ons moet besluit, ek wil nie dieselfde wees, ek wil hê dat die Here met my oë oopmaak en hy wil hê die Here met die kerk se oë oopmaak, laat ons nie volgende jaar as ons nog hier in die lewe is, dieselfde sal wees as wat ons wees vandag nie. Amen. Jou huidige uitdagings is nie die einde van jou storie nie. Daar is skatte binne in jou, gawes wat jy ignoreer. Daar is talente wat jy nie raak sien nie, dinge wat voor jy blind is, kind van die Here. Ek wil hê dat jy moet mooi gaan kyk oor die talente en die die gawes wat God jou gegee het. En ons is blind vir dit soms, oor die wêreld, oor hoe die wêreld ons sien. In 1 Petrus 1 lees ons hierdie Simon Petrus, 'n diensknegt en 'n apostel van Jesus Christus. Hy skryf nou aan my en jou, aan die wat net so kosbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van ons God en saligmaker Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word deur die kennis van God in Jesus ons Here. Die Here wil hê dat ons kennis moet verbreed. Hy wil hê dat ons in genade vermeerder word. Hy sê ons het 'n kosbare geloof wat verkry is deur die geregtigheid van ons Here Jesus Christus, ons saligmaker. Amen. Dit is wat die Here vir ons sê. Dit is God wat vir ons praat en met my praat en met jou praat vanoggend hier. Dis nie meer nodig om geblinddoek deur hierdie wêreld te gaan en rond te strompel sonder dat jy weet wie jy is nie en waar jy heen gaan nie. Ons moet weet wie ons is en waar ons heen gaan, om rond te strompel van een probleem na ander een. En ek wil graag iemand gebruik in die Bybel, Gideon. Hy was bang vir die Midianiete. Hy was besig om koring uit te slaan in die perskyp om dit te beveilig. Toe gebeur daar iets met hom. Toe het sy oë oopgegaan. Gideon, sien julle hom? Hy's 'n jong man. Hy was bang geweest want die Midianiete is besig om die Israeliete aan te val en ons kort tot oorlog en hy het 'n perskyp in die geheim gemaak en hy was besig om koring. Hy het nie baie veel van hom gedink as hy wegkruip om dit te doen nie, nê. Soos baie van ons wat soms wegkruip by die huis en wegkruip, skryp weg. Hy was besig om dit te doen. Vers 12 sê, en 'n engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. 'n Engel van die Here verskyn aan Gideon en hy sê, die Here is met jou, dapper held, terwyl hy glad nie 'n dapper held is nie. Wat sê 'n engel van die Here vandag vir my en vir jou? Wat sê hy vandag vir ons as kerk? Hoor julle die stem van die engel wat sê, dapper held. Ons is dapper helde, lyk dit nie so. Op daai stadium was hy nie 'n dapper held nie. En toe hy die stem van die engel hoor, het ook
sy omstandighede het nie verander nie, hy het verander. En dit is wat ek vir julle sê, wanneer jy die stem van die Here hoor, en God met jou praat, gaan jou oë oop, en dan, wat spreek God vir jou? God het sy oë oopgemaak, die omstandighede het net so gebly, maar hy het verander, hy het 'n visie gekry, hy het verander, en so is dit ook met ons. Nadat Gideon die visie gekry het, julle weet, hy was die een wat die Israeliete gelei het, en hulle die vyand volkome verslaan. Die engel het aan hom verskyn. Is dit vandag nodig dat 'n engel aan hom verskyn, aan jou verskyn, of wil jy net die woord van die Here wat sê, maak jou oë oop, kind van God. Amen. Dankie. Good preaching. 2 Korintiërs 4 vers 4, kom ons lees wat staan daar. Naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Die God van hierdie wêreld, die duiwel, is besig om die sinne te verblind, sodat die verligting van die evangelie, die evangelo, die goeie nuus, die verligting van die goeie nuus van Christus, wat die beeld van God is, in hulle nie sal skyn nie, want ons is blind, ons sien dit nie raak nie, ons sien omstandighede raak, ons kyk teen allerlei ander dinge. Die God van hierdie wêreld, die duiwel, maak jou vleeslik blink, dat jy nie sien nie. Dit is moontlik, dat jy 2020 visie kan hê. Jy kan nou na die oogarts toe gaan, hy gaan jou toets, en jy 2020 visie, maar dat jy blind is vir jou roeping. Kom, kind van die Here, kom ons maak ons so oop, en ons los die blindheid, en ons raak opgewonde oor ons roeping. Wat verblind jou? Daar's baie dinge meer as dit wat ek wil sê. Vrees verblind jou, kind van die Here. Sê nou, ek gaan dit nie maak nie. Vrees, ek is bang, ek gaan dit nie maak nie. Die Here praat met jou, miskien jy wat lank al sit, en God het gesê, ek wil hê jy moet dit doen. Jaco, ek wil hê jy moet dit doen. Frikkie, maar jy sê nie, ek is bang, ek het al een keer hierdie ding gedoen, en het geflop. Die woord van die Here sê, regverdig sal 7 keer val, en elke keer opstaan. Staan op vandag, kind van die Here, op hierdie tweede laaste dag van die jaar, en moenie vrees nie. As God vir jou iets gesê het om te doen, moenie vrees nie, hy sal met jou wees. Hy gaan jou help deur hierdie ding waar jy nou deurgaan. Hy wil vir jou, maak jou oë oop. Die foute van die verlede. Ek het al so baie geprobeer, en elke keer val ek. Ek het so baie foute, as julle na my kyk en my foute gehoor het, en ek vir julle vertel, dan gaan julle almal huil en sê, maar dis onmoontlik, hierdie man kan nie hier staan nie, so baie foute gemaak, en ons maak nog steeds foute, maar moenie blind wees nie. Ons sal nog altyd foute maak, maar die Here sal vir ons help, as ons ons oë oopmaak om te sien. As jy nooit foute maak nie, dan doen jy nooit iets reg nie. Ek het al baie keer as jy iets doen, dan sal jy foute maak. Is dit so? Kom ons vergeet die foute van die verlede. Eintlik kan jy leer deur die foute van die lewe. Ek het gehoor van 'n man wat in 'n besigheid was, en hy het veroorsaak dat daai besigheid, iets wat hy verkeerd gedoen het, baie geld verloor het. En die baas, die eienaar het hom geroep. Hy sê, meneer, ek is seker dat jy gaan my fire nou, want ek het nou groot foutie gemaak. Die eienaar sê, ek kan jou nie fire nie, want as ek jou fire, wie sê die volgende ou wat ek kry nie, maak nie dieselfde fout nie. Jy gaan mos nie weer dieselfde fout maak nie. Kom ons maak hierdie ding reg, en ons maak die besigheid laat hy vorentoe gaan. Amen. God se werk is nie 'n besigheid nie, maar die Here gaan jou nie wegjaag nie, want jy gaan mos nie een fout oor en oor maak nie. Jy doen dit een keer, en daarna het jy geleer. Ons leer deur die foute wat ons maak. As ons nie leer nie, en dan die opinie van ander mense, moenie daarna luister nie. Moenie na negatiewe kommentaar luister nie. Mense wat jou negatief aanspreek, moenie. In die Engels sê hulle naysayers, los die naysayers. Hulle sal altyd so wees. Hulle sal sê, nee, maar jy gaan dit nie maak nie. Hierdie ding gaan nie werk nie. Ons bly so en so. Maak jou geestelike oë oop en hoor wat die Here vir jou sê, en moenie luister na die negatiewe kommentaar van ander mense nie. Amen.
Julle sien ek is mooi aangetrek nie. Die mense wat my vriende sê, man, meneer Sinclair, wat soek jy by die plek, man? Dis arme mense daar, wat doen jy daar? Wat soek jy? Ek sê, ek het 'n roeping, God het my hiernatoe gestuur en ek is nog steeds hierso. Ek luister nie na hulle stories nie. God het my gestuur en vir my vrou om hier in sy wingerd te werk en ek sal hier werk tot die Here vir my sê ek moet nie meer werk nie. Kan ons sê amen daarop? Wanneer ons rondom ons kyk, dan sien ek armoede, dan sien ek baie dinge, maar ek sien iets raak. Ek sien baie mense se lewens wat aangeraak is deur God. En ek sien baie wonderwerke wat hier gebeur en ek sien mense wat hulle harte vir die Here gegee het en ek sien in my geestesoë 'n vol kerk vol mense wat die Here loof en dien en dis wat ek sien. En dit is hoekom ek hier is vanoggend en kan ons sê amen. Dis hoekom julle ook hier is. Ons kan nie die Here maak my oë oop om dinge te sien, my geestelike oë. Alhoewel dit nie altyd goed gaan nie. Die Here is goed vir ons en dit is hoekom ek sê Here maak my oë oop dat ek kan sien. En moenie glo wat die duiwel vir jou fluister deur mense nie. Jy gaan dit nie maak nie man, jy's te oud, jy's te dom en jy's die en daai en daai. Ouers, hou op om so met julle kinders te praat. Praat goed van hulle, sê my kind gaan verder kom, my kind gaan dit en dit doen en julle sal. Die mag van die tong is een van die meeste belangrikste dinge, dis wat die woord sê. En hy wat die tong gebruik, sal die vrugte daarvan eet. Wat spreek jy en wat verwag jy, watter vrugte soek jy? Die ergste is nie die dood nie, kinders van die Here, maar om 'n lewe te lei wat God nie vir jou bedoel het nie. As jy 'n lewe lei wat God nie vir jou bedoel het nie, dan sal jy altyd ongelukkig wees. Jy sal altyd iets meer soek en jy sal altyd soek en jy sal dit nooit kry nie. En ons mense van die wêreld soek dit altyd by die verkeerde dinge. Ons wat hierdie naweek weg gewees en ek het die eerste aand wat ons daar was, het daai mense gedrink en gesuip tot laat in die nag en gesing en goed en die volgende dag, hulle soek iets. Wat hulle soek om God se stem te hoor en hulle oë oop te maak. Dis wat hulle soek. Kan ons sê amen daarop? Ek wil hê dat ons moet vir die wêreld wys dat ons die oë van die Here is op ons en hy help ons. Met ander woorde, om buite God se wil te lewe. Om buite God se wil te lewe is mense wat altyd besig is. Besig moet hierdie toe, besig moet daar, soek die daar en daar, altyd by verkeerde plekke. En dit kan soms vir mense erger as die dood wees en dis hoekom baie mense ook selfmoord pleeg. Ek sê dit maar net. En nou die vraag wat ek vanoggend vra is, hoekom is jy hier? Ons sukkel omdat ons die etiket in die Engels, die label van die wêreld aanvaar. Die werkstitel, die swakhede, om gewone mens, nie genoeg talente nie, jy gaan dit nie maak nie, jy gaan nie ver kom nie, want jy is maar nou eenmal so om te sukkel, want jou oupa het gesukkel, en nou en jou pa het vroeg dood gegaan, en jou ouma, en al hierdie mense. Ek het gehoor van 'n mannetjie wat in die tronk was, en hy daar tot bekering gekom. En terwyl hy in die tronk was, toe sê hy, ek gaan 'n prokureur word. En binne in die tronk het hy hom gedra soos 'n prokureur. Hy het begin praat soos 'n prokureur, hy het gelewe soos 'n prokureur, en toe hy uit die tronk uitkom, toe word hy 'n prokureur. So wat jy praat, wat jy lewe, wat jy is, dit sal jy word. En wat wil jy word? Hoe het die Here met jou gepraat? Wat wil hy jy moet wees? Frikkie, as die Here wil gehad het, dat jy moet 'n pastoor word, dan moet jy begin praat soos 'n pastoor en lyk soos 'n pastoor, okay. Maar as hy wil hê jy moet 'n mechanic word, dan moet jy, as hulle die kar inbring, sê ek sal hierdie kar regmaak. En jy vra die Here, wat is fout met hierdie kar? En hy gaan jou wys en jy maak hy kar reg en daai man kom nooit weer terug nie en hy vertel vir die ander mense, die beste mechanic hierso, waar bly jy nou Frikkie? Port Elizabeth, is jy 'n mechanic? Ja, ek het geweet. Maar ek het regtig geweet. Die beste mechaniek is Frikkie. Gaan na Frikkie toe, Frikkie sal jou kar regmaak. Want Frikkie weet om 'n kar reg te maak. En wie help hom? God. En moenie mense verneek nie. Wees 'n voorbeeld vir mense. Waar gaan jy heen? En dis nie net 'n pastoor wees nie, dis enige werk, 'n klein werkie en 'n groot werkie. En die Here sal vir jou bevordering gee en hy sal jou help. En nou weet jy, ek lewe en ek aanvaar nie die labels van die wêreld nie. Nie die labels wat mense op jou gesit het nie. Hierdie woorde
maak jou oë toe as jy dit glo. Dit maak jou blind. Woorde kan jou blind maak. Wat mense oor jou spreek, wat mense oor die kerk spreek, wat mense oor jou omstandighede spreek, dit kan jou blind maak sodat jy nie meer sien nie. En as jy aanhou dit, dan glo jy dit nader. Ek glo nie die stories nie. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot die goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons is sy maaksel, kind van die Here. God het jou geskape en die wêreldse goeders kan nie vir jou onderkry nie. Amen. God het jou geskape, broer en suster. Die beste haarkapper is hierso. Die beste slim mense, die beste mense is God se mense. En hoekom gebeur dit dat die land oorgevat word deur mense wat blind is? Dis omdat die wat sien nie, en die wat sien nie hulle posisies inneem wat God vir hulle beplan het nie. Amen. Ek het altyd van dat ek begin het om klas te gee by die skool en alles, het ek altyd vir hulle gesê, julle weet, ek is nou groot en ek is oud, maar wat is jy? Hoe oud is jy nou? Sy is 9 jaar oud. Ek is nou oud. Haar toekoms lê nog voor. Ek het iets bereik. Jy, spreek ek oor jou lewe, gaan baie groter dinge bereik as wat ek bereik het. Amen. En elkeen van julle, ook julle kinders, ook die kindjie wat ons toegebou het, gaan baie groter dinge bereik as wat ons bereik het, as wat jy en ons bereik het. Amen. Dit is die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dat hy sê ons moet ons oop oopmaak en ons moet weet dat ons kinders, as ons hulle seën, gaan hulle beter, en julle ook, Monica, en almal van ons kinders, en my kleinkinders, en almal kan ons sê amen daarop. Hulle gaan beter bereik as wat ek bereik het, omdat hulle oë oop is, en hulle vader en hulle familie se oë oop is. Daarom gaan dit beter met hulle gaan, want hulle is maaksels van God, geskape in Christus, God voorberei, sodat hulle daarin kan wandel, in die goeie werke wat God vir ons geskep het. Ons is God se maaksel. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord, die woord van die Here, is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. God se woord verlig ons pad, wat ons moet bewandel deur die oop oë wat God ons gesien het. As ons oë oop is, dan bewandel ons die pad wat die Here vir ons gesê het. Hy is 'n lig vir ons pad. In 2 Konings 6 vers 15 lees ons, die storie is so, maar kom ek lees dit. Elisa, die Israeliete was by 'n plek gewees, en toe hulle vroeg die oggend opstaan, toe sien hulle 'n klomp waans en perde en goed rondom wat hulle wil aanval. Kom ons lees. En toe die dienaar van die man van God, dis Elisa, vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Hy sê, ag my Heer, hoe sal ons maak? Want kyk al hierdie perde, kyk al hierdie goeders, ons is in die moeilikheid, ons is verlore, hierdie mense gaan ons oorneem. Vers 16, maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as wat die wat by hulle is. Die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Vandag is dit nog so. As jy dink jou vyande is baie, God se engele is meer. Amen. As jy dink jy het baie probleme, God is die antwoord vir jou probleme. Hy is die enigste een wat die antwoord het. En vers 17 sê, en Elisa het gebid en hy het gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans, vol vuur rondom Elisa.
Wanneer ons bid, wanneer ons in 'n probleem kom, die krag van gebed is onbepaald en God stuur dinge, mense en goeders om ons te beskerm, want ons is sy kinders, ons is sy maaksel, hy sal ons nie begewe of ons nooit sal verlaat nie, en wanneer jy in moeilikheid kom en jy bid, en as jou geestelike oë oopgaan, sal jy dinge sien in die geestelike riem wat gebeur wanneer ons gebeur. En die ou dae het altyd die mense gesê, hulle bid tot hulle deurgebid het. As jy in jou binnekamer gaan en jy bid vir jou kinders, of jy bid vir omstandighede, dan bid jy tot jy deurgebid het, en as jy deurgebid het, dan weet jy daai saak is klaar afgehandel, amen. Klaar, God se woord is ja en amen. As jy bid vir jou familie of vir jou kinders, en jy gaan in jou kamer en jy bid, klaar, amen. As jy in die nag wakker word en die Here sê vir jou, bid vir iemand in die kerk of bid vir my, dan moet jy weet daar's 'n aanslag. Maar die Here stuur sy engele om hierdie aanslag af te weer, amen. Dit is hoe dit gebeur. Dit is hoe as jou oë opgaan. As jou probleme met jou natuurlike oë sien jy alles as teen jou. Rekeninge wat ophoop, siektes vir jou en jou familieprobleme, finansiële probleme, huislike probleme, al daai dinge, sien jy dit raak. As jou probleme met jou oë sien, jou vleeslike oë, dan sien jy dit. Met die oë van geloof sien ons God se plan. Kom ons vra die Here dat ons met die oë van geloof God se plan sal sien. Efesiërs 4 vers 19 sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom. My God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom. God is by magte om te dink ver meer as wat jy kan dink of dan doen. In heerlikheid deur Jesus Christus. Ons is sy maaksels en ons God sal vir ons meer ding, elke behoefte van jou vervul na die rykdom van sy heerlikheid. Tydelike dinge, hoe kyk ons? Hoe kyk ons na tydelike dinge? Josef het homself gesien as 'n prisonier in die tronk, maar God hom gesien as die eerste minister van die land. Hoe sien jy jouself, jong man en jong vrou? Dawid, hulle het hom gesien as 'n skaapwagter, maar Dawid het 'n koning geword. Die dinge van die Here is altyd vorentoe progressief, meer en meer. Ons wat kinders van die Here is, ons sien onsself as sondaars, maar God sien as oorwinnaars. Ons is nie meer sondaars nie. The sin I used to do, I do no more. Ek is nie meer 'n sondaar nie. Ek het my hart vir die Here gegee. Ek is 'n tempel van die Allerhoogste God en ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat my die krag gee, en God het my geestelike oë oopgemaak en my vleeslike oë om dit te sien. Dit is wat die Here vir my en vir jou beplan. Soms beweeg ons in die ronde, maar nie vorentoe nie. Die duiwel wil jou blind maak. 'n Beweging is nie altyd 'n goeie ding nie, want jy kan in die ronde beweeg. God wil hê ons moet vorentoe beweeg, vorentoe. Die dinge wat jou blind maak is afleiding, wat jou weglei van die pad wat God vir jou beplan het. Die duiwel is nie gelukkig as ek en jy Frankie pad van die Here loop nie, en hy gaan afleiding kry, dinge wat vir jou aflei. Wees gefestig jou oë op Jesus en moenie na die afleiding, moenie die afdraaipaadjies loop nie. Dit is wat ek vir julle wil sê, om vergelyk. Ek kan my nie anders met ander mense vergelyk nie. Om jou te vergelyk met ander, maak jou eintlik blind. Ek is nie so slim soos party van julle mense. Ek kan nie sing soos die musiekmense. Inteendeel, ek kan glad nie sing nie. Maar God het vir my ander gawes en talente gegee. En ek kan nie my vergelyk om te sê, wel, ek is hopeloos want ek kan nie sing soos daai een kan sing en daai een nie. God het vir elkeen talente gegee en jy moet vir die Here vra, wat is my talente? Laat hy jou oopmaak, laat jy jou talente uitleef, want hy gaan jou eendag vra, wat het jy gedoen met die talente wat ek jou gegee het, Willie? Wat het jy gedoen met dit wat ek jou gegee het? Hy gaan vir jou vra. Daar's 'n storie oor daai. En dan sonde. Die loon van die sonde is die dood. Wanneer jy aanhou sonde doen, dan gaan jy dood.
hierdie dinge, die afleiding om mekaar om te vergelyk met ander en sonde. 1 Korintiërs 9 vers 24 sê: weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so dat julle dit seker kan behaal. Ons hardloop, elkeen van ons, dit wat Paulus vir ons sê, dat ons hardloop op 'n baan. Ons moet so hardloop dat ons die prys kan behaal. Ons moet dissipline hê, ons moet aanhou Bybel lees, ons moet aanhou bid, ons moet aanhou glo, ons moet hardloop dat ons dit gaan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike kroon te ontvang, maar ons onverwelklike. Die mense wat oefen, wat hulle oefen dag en nag. Ek is nog steeds by 'n groep, ek wil weer begin hardloop. As ek slaap in die nag hier by 4, ek ek kry jou daarso by die garage. Ek gaan nou nie meer so intoe nie. Ek het nou ander dinge, maar ek wil weer daar gaan. En so maak die Here jou ook wakker. Bid, vertrou, hardloop om die prys te wen. Dissipline. Sonder dissipline sal ons niks bereik nie. Amen. Kom kerk toe. Partykeer voel jy nie lus om kerk toe te kom nie. Maar as jy kom, dan sê jy, ek is so bly dat ek gekom het. Ek het iets ontvang vanoggend by die kerk. Daniël 1 vers 8, kom ons hoor wat sê Daniël. En Daniël het hom voorgenem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning en met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerstes, Daniël het na die owerste toe gegaan en die hofdienaars, hy het hulle vergunning gevra dat hy hom nie hoef te ontreinig nie. En die woord sê, en God het Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerstes en die hofdienaars. God het vir Daniël guns by die heidense mense gekry dat hy hom nie hoef ontreinig nie. Ek het vandag net daar met Koos hulle gepraat toe ek met die Amerikaanse mense baie jare terug was. Ek weet nie hoekom vra hulle my altyd hierdie goeters nie. En daardie mense was ongelowige mense. Hulle was baie slim en ongelowige. Maar met ons gesprek het hulle altyd die Here se naam gebruik. Altyd die Here se naam. En wanneer mense die Here se naam gebruik, dan voel dit vir my of iets my hierso. En ek het eendag my moed by mekaar geskraap en in my gebroke Engels na hulle kantoor toe gegaan en gesê, guys, you know, we are Christians and we believe in God. And when you use His name in vain, it's also not right for us. Nou, wat dink julle wat het hulle gedoen? Het hulle kwaad geword en meer gepraat? Nee, hulle het nooit weer dit gedoen nie. Guns van God maak dat mense se lewens verander. Ons kan nie stil bly wanneer mense besig is om God se naam te verkleineer, om verskillende dinge doen nie. Maar jy moet dit ook in wysheid doen. Ons is nie beter as mense nie, onthou dit. Ons is beter af, want ons gaan hemel toe. En dan moet 'n manier wees om met hierdie mense te praat wat so is. By jou werk, as jou baas gedeurig vloek en te kere gaan, bid vir hom. Praat eers met God oor hom en dan praat jy met hom oor God. En waar jy ook al gaan, ons is daar om 'n verskil te maak. Ons is daar, ons kan nie, dit is wat die Here vir ons geroep het. Hy wil hê ons oë moet oop wees, sodat kan sien, en dat ons 'n verskil kan maak, dit wat gebeur. En ons moet werke doen, sê die woord. God het hom werke doen. Jesus self, Johannes 9 vers 4, ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit nog dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Dis Jesus se woorde. Hy het vir hulle gesê terwyl dit nog dag is, gaan ek die werke doen van hom wat my gestuur het. God het vir Jesus gestuur en hy het gesê ek gaan die werke doen van hom wat my gestuur het. Ons is kinders van God, maaksels van God en ons moet die werke doen van die Here wat ons gestuur het. Verskillende werke, verskillende plekke, maar ons moet dit doen, sê die woord van die Here. Amen. Kom ons doen die werke wat die Here vir ons gesê het. Miskien is dit nodig dat jy met die man wat by jou in jou huis werk, miskien is dit nodig dat jy werke doen, maar die belangrikste werk is die voorbeeld wat jy stel.
Die voorbeeld, wat 'n voorbeeld stel jy? Ons moet die Here vra dat ons die voorbeeld dra. Ons moet vrug dra, sê die woord. In Johannes 15 vers 8 sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Vrugte van wat? Vrugte van geduld, vrugte van aanhou, vrugte dat die mense kan sien, julle is kinders, ons is kinders van die Here. Ons kerk moet vrugte dra. Die wêreld, die buitekant moet weet, ek weet, hulle weet dat hierdie kerk is 'n kerk wat vir arme mense kos gee, maar ons moet meer as dit doen. Ons moet ook meer as dit doen. Ons moet weet, hulle moet weet as hulle hier kom, gaan hulle gekonfronteer word met die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Amen. Johannes 15 vers 2, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem ek weg, en elke loot wat vrug dra, dit maak hy skoon, sodat meer vrug kan dra. Ons het hierdie ding by een van die kursusse Maritjie mos geleer, wanneer hy sê hy neem dit weg, bedoel dit nie hy gooi dit weg nie, hy lig dit op. Wanneer jy nie vrug dra nie, is God daar om jou op te lig, sodat jy vrug kan dra. Kom ons laat toe, laat die Here ons oplig, sodat ons vrug kan dra. Dis wat die Here wil hê ons moet doen. Ons moet vrug dra. En hy maak ons skoon, sodat ons baie vrug kan dra. Weer vergelyking met ander, Galasië 6 vers 4. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir roem hê, alleen wat homself betref, en nie wat die ander betref nie. Laat elkeen sy eie werk op die proef spreek. Dan sal hy dan sal hy alleen roem hê. Paulus verduidelik hierdie ding baie mooi. En hy verduidelik in Korintiërs hoe werk dit. Ek is 'n maaksel van God, en ek kry my opdragte van God, en ek doen wat God vir my sê om te doen ek. So elkeen van julle wat skepsels en maaksels van God is. God praat met jou, elke individu op 'n ander manier. En wanneer God met iemand anders te gepraat het en hom 'n opdrag gegee het, het ek geen reg om met daai man te praat en sê jy mag nie dit doen en jy mag nie dit nie. Ons moet onsself nie regte toeëien wat nie aan ons behoort nie. Hoor julle wat ek sê? God, hy of sy gaan self aan God verantwoordelikheid doen. Maar ek het geen reg om 'n ander man, wel as hy sonde pleeg en verkeerde dinge doen, kan ek op 'n mooi manier met hom praat, sodat hy tot bekering kan kom. Maar die woord van die Here sê, hy wat baie tot bekering gekom het, hy sal, dit is die werk. Maar ek kan nie vir hom sê, hy mag nie dit en hy mag nie dit nie. Verstaan ons dit? Ons moet baie versigtig wees, om altyd vinger na ander mense toe te wys. Ons moet versigtig wees. Goed, ons moet nie kyk na ander mense, ons moet ons nog nie vergelyk met ander mense nie. Daar's mense wat in groot kerke wat duisende mense in die kerk het. Daar's mense wat miljoene mense tot bekering gekom het. Maar as God my hier gesit het, dan is my werk om hier te werk. En ek kan nie my vergelyk met ander nie. Amen. Lukas 10 vers 40 tot 42. Hier praat hulle van afleiding. As die Here vir jou 'n opdrag gegee, bly by daai opdrag. Kom ons lees dit. Maar Martha was besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê vir die Here: "Gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy moet my help." Sy gaan kla, net soos ek nou gesê het. Sy gaan kla by die Here. Sê Here, maar my suster, sy wil nie help nie. Praat met haar, sê sy moet my help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar: "Martha, Martha, jy is besorg en verontreg oor baie dinge, maar een ding is nie nodig, en Martha het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie." Jesus sê vir haar, sy het die goeie deel gekies, want sy was by die voete van Jesus, en sy het baie bekommerd gewees oor ander dinge. Kom ons raak bekommerd oor die dinge wat ons moet oor bekommerd raak. Kom ons raak bekommerd oor die dinge van Jesus. Kom ons raak meer oor dit bekommerd. Die laaste een is sonde. Hebreërs 11 vers 1 lees ons dit. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê
en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat vir ons voorlê. Ons moet elke las af lê en die sonde wat vir ons so maklik omring. En vrees. In Numeri 13, dis die laaste gedeelte. In Numeri 13 het die Here klaar die Israeliete se oë oopgemaak en vir hulle gesê, hierdie land gee ek vir julle. Vat dit, dis julle land. Ek gee dit vir julle. Die Here gee dit vir julle. Hulle 12 verspieders gestuur en hulle teruggekom en 10 het vrees in hulle hart gehad. Hulle gesê, hierdie mense sien ons so sprinkane. Alhoewel dit baie vrugte en baie goed het, ons kan nie hierdie land inneem nie, want hulle sien ons so sprinkane. Hulle oë was toe en hulle oë het deur ander mense gesien en hulle sê sommer die mense. Inteendeel was hulle bang vir die Israeliete, maar hulle sê hulle sien ons so sprinkane. En wat het gebeur? Nog 40 jaar moes hulle geloop het. Moenie vrees nie, moenie afwyding hê nie. Die Here het 'n plan met jou broer en suster en ek wil hê dat elkeen van julle moet mooi gaan sit en dink en sê, wat is God se plan met jou? En jy moenie vrees nie. En dan as jy klaar gehoor het wat God vir jou sê. En God praat deur verskillende maniere. Ons is mos sy maaksel. Julle kan mos die stem van die Here hoor, né? As julle bid, kan die Here mos met julle praat. Hy praat met ons, hy praat ook soms. Hy gebruik my ook, die laaste ou in die lyn, om ook vir julle te sê, iets te sê. En as julle dit ontvang, miskien en daaroor dink. Daar's baie mense wat siek is. Hulle is siek en ongelukkig omdat hulle nie die stem van die Here hoor nie, omdat hulle oë nie kan sien, hulle geestelike oë wat God vir hulle beplan nie. Dis nie God se plan dat ons moet siek is nie, moet sukkel wees en arm wees en dit wees en dat wees nie. God se plan is vir ons goeie dinge. Hy sê dit in sy woord en dit het ek gelees. Gee aan God oor, sien met die oë van die Gees en bid vir God om jou oë oop te maak en jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Mag die Here die naprediker van hierdie woord sal wees. Kom ons sluit ons oor net 'n oomblik. Here, dankie vir die voorreg. Dankie vir die evangelie van Jesus Christus. Ek bid dat elke gedagte gevangene sal neem. Ek bid, Here, dat U die naprediker van hierdie woord sal wees en dat hierdie woord nie sal ledig terugkom nie. Ek bid, Here, dat ons in die nag sal wakker word om te dink, wat het God se plan vir ons? Ek bid dat hierdie afleidings, die sonde, dit wat mense van ons dink en dit wat die wêreld vir ons sê, dat dit nie meer op ons sal afskyn nie, maar dat God het elkeen wat U is uniek gemaak en God se plan vir elkeen is in werking. En die Here wil net hê dat ons moet doen wat hy wil hê ons moet doen en dit bid ek ook vir ons kerk, Here. Ek bid dat ons as kerk, dat ons as die kerkraad en die mense wat betrokke is, dat die Here vir ons sê, dis wat ek wil hê jy moet doen, dis die pad. En die Here sal in jou oor praat en hy sal sê, dis die pad wat ek wil hê jy moet bewandel. En as jy daai pad bewandel, sal jy nooit sê ek soek nog meer nie. Ek soek meer want jy gaan nog meer van die pad soek, ja, maar nie meer van die dinge van die wêreld nie. Amen en amen. Kom ons sluit net ons oor terwyl ons so saam bid. Daar's 3 soorte mense in die kerk vandag, mense wat al lank al hulle hart vir die Here gegee en op pad is, prys vir hulle. Mense wat so oop is en die pad wandel wat die Here vir hulle gegee het. Dis sulke mense. Dan's daar iemand, miskien meer as een wat hier is, wat vanoggend iets gehoor het en besef het, maar my oë is nie oop nie, ek het die Here nodig. Ek het al lank al die pad geloop, maar op een of ander manier het daar iets gebeur dat ek afgedwaal het. As daar so iemand is en dan is daar ander wat miskien nog nooit hulle hart vir die Here gegee het nie, terwyl almal se oë gesluit is en terwyl die wat al lank al op die pad is en bid en sê, Here, as hier mense is, vandag hulle saak met God reg is, dat hulle nie sal bang wees nie, dat hulle nie sal vrees vir mense of vrees vir enigiets nie. Ek daag julle uit as daar so mense het om hulle hand op te steek en te sê, dis ek, pastoor. Ek daag jou uit vanoggend, sê dis ek. Ek wil graag my hart vir die Here gee. Is daar sulke mense? Dankie, julle kan julle hande laat sak. Dis die evangelie van Jesus.
As ons klaar is, wil ek graag dat daai mense net na die bidkamer toe kom. Koos, sal jy kom? Jaco, sal jy kom help en mevrou Sinclair en dat ons net vir hulle bid. Kom ons sluit af. Ek wil die seën van die Here oor julle afspreek. Is daar koffie, vrou? Mevrou Sinclair? Ina sê daar's koffie. Julle wat nog baie tyd het, moenie haastig wees nie. Daar's heerlike koffie van Middelvlei koffie met boorgatwater. Gaan drink koffie. Ek weet nie of daar koekies is of wat is nie. Dis altyd 'n verrassing. Gaan gesels bietjie daar met die mense. Dis ons broers en susters en dankie vir julle wat so mooi help altyd daar. Kom ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van God se Gees met elkeen wees. Mag ons weer vandag en wanneer ons huis toe gaan vir die Here vra om ons oë oop te maak, ons geestelike oë, sodat ons kan sien wat God vir ons beplan. Here, maak my en elkeen wat hier is se geestelike oë oop om te kan sien en help ons dat ons dit sal bestorm, soos die woord van die Here sê, dat ons wil die koninkryk van God bestorm in Jesus se naam. Gaan in die vrede van die Here. Amen en amen. Dankie.